Het ons 'n video. Om julle insette minimaal te hou. Nou, julle kan sê. Baie dankie, dit was lekker om hier te wees. Lekker op verder. Ek kom met julle te gesels. Nee, daar's so baie dinge wat daarop opgekom het nou wat so aansluit by wat ons ook gepraat het oor. So ek gaan nie veel, ek dink ek wil dit aan julle twee oorlaat om onder mekaar 'n bietjie met ons te deel. Ek dink die geskiedenis, die verstaan van DDS en STDS, die ene maatskappy en die ene 'n liggaam, noem dit, en hoe hulle werk, en dan daai punt veral, ek dink na aanleiding van ons gesprek en ons tema van vandag, daai punt oor die hulp om die skakeling, die koördinasie tussen die diakonie ook. Maar vertel ons ook 'n bietjie van Glensigt en die geskiedenis, so julle twee kan besluit wie begin. Ek gaan die maklike goed doen, dan kan Anton die moeilike goed doen. Dit wat ek mis en wat ek te min op uitgebrei het, maar interessant net, ek het gedink so bietjie agtergrond oor waar DDS vandaan kom. Die meeste van julle sal dit eintlik ken as STDS, tot baie onlangs so dit net as STDS bekend gestaan. Die eerste diakonale debutate, sover my kennis strek, en ek het nou vir Dr. Wymie Du Plessis by die Admin Bureau gekontak hieroor, so as sy so sê, dan is dit so. Is in 1924 aangewys, en die eerste debutate vir diakonale sake, soos wat ons dit vandag nog ken, is in 1945 aangewys, so dis 80 jaar terug. Die rede daarvoor is, in die 30er jare het daar 'n groot behoefte ontstaan, eintlik al 'n bietjie voor dit, maar veral in die 30er jare, kinders wat versorg moes word. En die regering wou vir ons grond gee om kinderhuise en ouerhuise en goeders op te rig, maar daar's 'n regspersoon nodig. Die synode is nie 'n regspersoon nie, die synode bestaan vir die 2 of 3 weke wat hy vergader, deesdae is dit net 'n week. En dan ontbind hy, dan bestaan hy nie meer nie. Die enigste regspersoon wat daar in die kerkverband was op daai stadium was die kuratore.
En die kuratoren het nie kans gesien om vir die goeders te teken nie. En toe die synode, alhoewel daar al voor dit begin is, byvoorbeeld dink ek met die oprigting van die kinderhuis hier in Pretoria, is daar debutate deur die synode aangewys in 1945 om 'n regsentiteit te skep. En dit is dan waar die, kom ons noem dit dan nou in ons spreektaal vandag, die SDDS maatskappy vandaan kom. Hy is so 'n paar maande voordat die nasionale party in bewind gekom het gestig, so oud is hy. En die doel daarvoor was om toe te sien dat hierdie diakonale inrigtings wat 3 kinderhuise was en 'n klomp ouerhuise ook, dit te beheer en fondse en goed wat uit die kerkverband uitkom te administreer, 'n mooi woord, toesig te hou oor dit. En dit is eintlik nog steeds vandag een van die groot take wat ons het. Nee, dit kom al vir die afgelope 80 jaar. Net so 'n bietjie oor en dan kan Anton verder verduidelik as daar goeders is, gaps wat ek gelos het of goed wat ek te min op verduidelik het. So 'n paar jaar terug het ons besluit om so 'n bietjie met herstrukturering te begin, daarom die verwarring DDS, SDDS, wat gaan nou hier aan? Van die begin af, van 1947 af, was die debutate en die direkteure van die maatskappy, dit was alles op een. En dit het bepaalde dinge bietjie bemoeilik, en daarom het ons na baie advies en gesprek met kundiges besluit om dit net so bietjie uitmekaar uit te trek, so dat die debutate nie outomaties direkteure word nie. Want dit is nie noodwendig almal wat debutate is wat met regte gawes sit om as direkteure te dien nie. En elke paar jaar is daar nuwe debutate en dan sukkel ons om die goed by CIPC en so op datum te hou. So daarom het ons besluit terwille van gesonde bestuur om dit net so 'n bietjie uitmekaar uit te trek. En daarom praat ons deesdae van DDS en SDDS, die maatskappy saam, maar die maatskappy val nog steeds onder ons as debutate wat ook daaroor toesig hou. Anton, ek weet nie, daar's 'n klomp goed dat ek veral oor die maatskappy, wat in die maatskappy is en al daai klas van goeders wat ek nou heeltemal uitgelos het. Dit is nou jou baby. Ek uitbrei nou, Marie. Asseblief. Dankie. So ek gaan gou alles wat Fritz verkeerd gesê het net regstel. Nee, ek spot, dankie Fritz. So ek dink in breë het ons hierdie onderskeid, soos wat dit reeds gesuggereer is, en dat ons juis in daardie opsig ook die eeueoue vraagstuk rondom kerk en staat op daardie manier kan aanspreek. Want die kerk met kerklike sake, ons het dit in artikel 30 van ons kerkorde, wat sê kerklike sake op kerklike wyse hanteer moet word. Maar nou sit jy met goed soos CIPC, jy sit met belastingwetgewing wat jy moet voldoen. Corporate governance is 'n nuwe woord wat ek geleer het en Anne-Marie ons baie mee gehelp het. Die King 4 verslag, al hierdie vloekwoorde wat ons in die teologie nie gebruik nie. Nou in daardie opsig is hierdie goeders wat ons as predikante, ons het nie in entrepreneurskap daarvan geleer nie, al weet nie of julle vandag die studente help nie Albert. Nou, ons het nie corporate governance en al hierdie goeders gedoen nie. Ons as predikante is bietjie clueless, gelukkig het ons dan ook gawes. Ons het daarom ook 'n GR op ons direksie en so aan. Maar die realiteit is, ons sit met hierdie goeders, dit moet aandag kry, want dit moet voldoen. Nou sit jy met 'n maatskappy wat gestig is in 1947 en die kerk en die synode het daai tyd die dokumente reg gekry. En sedert 1947 het daar so 1 of 2 dinge verander in wetgewing en waaraan dit voldoen moes word. En dis vandaar wat Fritz hulle toe begin het om te herstruktureer en waar ons vandag nou sit met hierdie 2 elemente van die DDS, SDDS. So in effek het ons 'n maatskappy met aandeelhouers in daardie opsig wat dit dan die deputate is. Die direksie het 'n verantwoordelikheid om as 'n maatskappy op te tree. Ons is nie eksklusief uit op winsbejag nie. Ons is 'n NPC geregistreer as ons kan artikel 18A sertifikate uitreik, maar daar is elemente binne die maatskappy waar daar wel geld gemaak word. Daai glensig aftreeoord wat julle daar sien, dit is nie 'n aftreeoord vir ons kerkverband op sigself nie. Dis nie 'n aftreeoord waartoe gereformeerde lidmate eksklusief heen gaan nie. Dis nie 'n diakonale plek nie. Dit is 'n besigheid. Dis 'n wat mense dit behuisingsskema wat binne al die wetgewing moet voldoen. Ons het 'n permanente werkspan wat daar
na daardie belange kyk wat handel dryf, wat koop en verkoop op lewensreg, en daardie plek genereer fondse. Daardie fondse word dan in die maatskappy gehou, maar dit is die deputate op die einde van die dag wat prinsipieel sê wat mag ons met daardie fondse doen al dan nie. So die kerk het nog steeds beheer oor wat met die fondse gebeur, maar is 'n wêreldse maatskappy wat aan wêreldse reg moet voldoen wat op die einde van die dag handel dryf. En in hierdie tydperk het ons nou baie besin oor waantoe ons op pad is. En ek wil dalk 'n tema aanraak. Ek bedoel, Albert het daarna verwys, Jan Louis het ook onder andere daar gepraat, die gedagte van 'n kerk, 'n diakonie, waar begin jou verantwoordelikheid, wanneer beweeg ons uit buitentoe? Nou, ons Here Jesus leer in vorme van gelykenisse en beelde, en dis baie keer hoe ek ook dinge maar makliker verstaan. En die beeld wat mense het van die kerk in daardie opsig en hoe ons dit in die maatskappy ook probeer toepas, is die beeld van 'n boom. Ons dink ook aan, in Jesaja 11 is dit die boom wat afgekap is en die stomp wat oorgebly het. Romeine 11 met die tak wat afgekap is en ingeënt is. Psalm 1, 'n boom wat langs waterstrome geplant is. Dis 'n beeld wat die Here vir ons deurlopend gebruik. Nou as ons dink oor die kerk as 'n boom, en mens dink aan die boom voordat ons aan die kerk begin dink. 'n Boom het wortels wat groei en dit gaan in die aarde in, takke wat groei, blare wat uitspruit, en daardie is alles vir selfbehoud. Waartoe die wortels gaan het te doen met die boom se beste belang. Die feit dat hy blare groei het ten doel om te kan fotosinteer en aan te hou voortbestaan. En die realiteit is daardie boom is net getaak met oorlewing. Maar daardie boom wat groei tot volwassenheid en groot takke vorm en blare uitspruit, dit skep skaduwee. En die realiteit is, as ons dink oor ons bestaan, dan is daar 'n mate van selfgerigtheid, selfbehoud wat toegepas moet word. Maar 'n gesonde boom gaan per implikasie in selfbehoud tot voordeel wees. Voeltjies gaan kom nes maak in sy takke. En op die einde van die dag 'n gesonde struktuur lei tot 'n ripple effek en voordeel wat daar simbiose ook kan plaasvind. En as ons dink aan ons as 'n wêreldse maatskappy, is dit tog veranker in hierdie beginsel. Ons het geen ander doel as om in die koninkryk van Christus te wil diensbaar wees nie. En as ons wins maak, wil ons dit terugploeg in die kerk van die Here op die einde van die dag met die oogmerk diakonale sake. So dis waar die kampterrein nou vandaan gekom het. Ons wil geloofsgemeenskap probeer bevorder. Ons hoofsaak bly nog steeds die kinderhuise. Dit is primêr waarop ons aandag moet gevestig moet word. Maar ons wil kyk of ons as 'n maatskappy kan floreer, dat die takke kan groei, die blare kan vermeerder en die skaduwee wat gegooi word al hoe groter bly uitkring. En ek dink dit is maar ek gaan nie in die tegniese goeters nou ingaan as daar vrae is kan ons hanteer, maar dink eers daar gelaat. Nee, dankie. Ek dink dit gee vir mense 'n goeie idee. Met ander woorde, as ek dit nou in eenvoudige terme kan sit, hierdie maatskappy het eiendom, hy genereer inkomste. Die grootste gedeelte van daai fondse gaan om die kinderhuise finansiëel te help. Natuurlik ons as diakonie help ook. En dan weet ek het hulle in die verlede ook al byvoorbeeld waar daar nood was soos brande en so het ons selfs buite die grense dink ek van Suid-Afrika het julle gehelp. Vertel ons bietjie hoe werk dit? Wat is die beginsels, die beleid rondom dit? Ek gaan dit doen aan die hand van die opdrag wat ons vanaf die synode kry. Enige debitaatskap kan net funksioneer binne die opdrag wat hy kry, nê. So ons kan nie buite dit funksioneer nie. Dis ons opdrag en dit is wat ons dan moet doen. Julle het net nou so vinnig op die PowerPoint van die goed gesien, so dit gaan hopelik 'n klokkie lui. Die eerste is om die diakonale inrigtings te beheer. Nou ek hou van die woord, in die kerk gebruik ons die woord toesig, nê. Ons moet toesig hou. En hoe ons as debitate dit doen is op elke bestuur van elke diakonale inrigting is daar 'n lid van DDS wat op daardie bestuur ten volle dien. En dan het ons ook van die debitate is ook op die direksie van die maatskappy om toe te sien, alhoewel dit nou nie 'n diakonale inrigting is nie, is dit hoe ons beheer uitoefen. So dis die eerste opdrag wat ons het. Dan die tweede is om die middele, die eiendomme, die bates wat ons in die naam van die kerk dan gekry het, om dit reg te bestuur. En dis hier waar die maatskappy inkom. Net die manier hoe ons dit
dit wettiglik kan doen om binne die wette van hierdie land te bly is deur hierdie maatskappy as regspersoon om dit te hanteer. En dan die skakeling en die koördinering van alle diakonale werksaamhede. Peter het so 'n bietjie daaroor gesels, die vorige gesprekke daaroor gegaan. So ek gaan nie veel uitbrei daarop nie, maar Andreas, ons skakeldebutaat, het hierin 'n groot taak wat sy het, om met die kerkverband te skakel en te koördineer, spesifiek ook met noodtoestande. Dis nou een van die voorbeelde wat ek nou mooi kan noem, nê. So julle sal almal goed onthou, ek gaan nou net 'n paar opnoem. So 'n paar jaar terug het groot gedeeltes van Nysna afgebrand. Ek was toe nog nie op SDDS nie, ek was hulle predikant en toe het ek eintlik vir die eerste keer besef wat SDDS doen. Toe ek die skrywe van hulle af ontvang het. Die nood wat daar in Natal was in 2021 met die betogings en die optogte en goed wat daar was, nê. So dan skakel ons met die kerkverband. Daar's gemeentes wat ons skakel en sê hier's geweldige groot nood en ons kyk hoe ons hulle kan help en ons stuur skrywes uit in die kerkverband en ons koördineer dit dat die hulp op die regte plek uitkom. En dis een van die groot take wat SDDS of DDS dan doen, hierdie kanaal soos wat Peter het beskryf het. En dan, as ek net hier by my kripnotes terugkom, die laaste een is om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings. Spesifiek ook ten opsigte van noodtoestande gebeur het van tyd tot tyd, dat ons op plekke moet help, waar daar die naaste gemeente ver daar is. Ons werk in die eerste plek deur die plaaslike gemeente, plaaslike diakonie. Maar nou gebeur dit partykeer met die geweldige droogtes wat hier in die Noord-Kaap was, dat daar 200-300 km radius, 9 van meer kerk is, maar daar's groot nood. Daar's van daai gemeentes wat lidmate in daai areas het, wat 200-300 km van daar af bly, maar hulle kan nie effektief in daai omgewing help nie, dis net vir hulle te ver. En dan werk ons het daar spesifiek deur die NG Kerk in die Noord-Kaap gewerk, of deur georganiseerde landbou, om toe te sien dat die hulp wat gegee word vir 'n spesifieke nood op die regte plek uitkom, en dat daar effektief gehelp kan word. Die eerste prys is en bly steeds deur die plaaslike diakonie, en daarom probeer ons dit so ver as moontlik so doen. Dalk net 'n laaste ding, en ek weet nou nie of ek kan nie eens meer onthou wat jy my gevra het nie, Annemarie. Dit gaan nou hier soos my 5de en 6de jaar mondelinge wat ek saam met Albert gehad het. Wanneer by noodtoestande kom, is dit baie belangrik, as ons op bepaalde plekke help, om dit op hierdie manier te doen, deur hierdie kanaal te volg. Ons kry dit van tyd tot tyd dat gemeentes sê, nee, ons gaan self probeer om die hulp by plekke uit te kry. En dan gebeur dit partykeer dat daar op een plek te veel gehelp word en op 'n ander plek te min. Die tweede ding is, moet julle asseblief nie die media laat lei nie. Ons kry dit dikwels, dat mense bel en sê, luister, ons sien Natal is in die see. Lyk vir my, ons gaan nou hier by Harry Smit al kan branders ry, soos wat die media te kere gaan. En dan praat ek met die dominee in Durban Noord en in Amanzimtoti en die nood wat hulle ervaar wat daar is en wat ons in die media van lees is twee verskillende goed, nê. So laat julle in daai opsig dalk ook dan deur ons lei, omdat ons met daardie gemeentes en die mense wat daar is koördineer en skakel. En so sorg ons dat die hulp op die regte plekke uitkom. Maar nou weet ek glad nie of ek jou vraag geantwoord het. Jy het en jy het verder uitgebrei, baie dankie. Jy kan so 'n paar ekstra punte kry vir daai. Dankie. Maar gaan terugkom na van die goed wat jy gesê het, Anton, so 'n bietjie op hierdie punt oor daai verantwoordelikhede van julle en veral die skakelingsrol. Prakties. Bietjie vir my in jou kop hoe jy dit sien. Dit nou met ander gemeentes of te spesifiek met diakonie? Met diakonie, jy weet die. So hierdie is 'n vraag wat Peter moes geantwoord, so trek vir hom punte af. So ek bedoel ek moet maar eintlik maar vanuit die maatskappy se oogpunt en vanuit daai vertrekpunt is daar eintlik nie veel skakeling tussen die maatskappy en die kerk nie.
Want omdat dit 'n entiteit is wat ons probeer losmaak het van die kerk omdat hy in 'n ander wêreld leef. Hy is in en van hierdie wêreld, maar nog steeds vir ons die beginsels van die skrif optree. Maar in terme in Hebreë is dit, ek dink Fritz het daarna verwys, dat mense ons en ek bedoel Peter het ook daarna verwys. Ons het geen behoefte om enigstens enige kerk se werk oor te neem nie. Ons mag nie. Ons het nie die kapasiteit nie en tussen ons as predikante verseker nie die gawes nie. En die realiteit is, die plaaslike kerk is selfstandig en die plaaslike kerk is, dit wat ons kerkregeringsstelsel sê, ons kerkverband het juist ons naam verander, gereformeerde kerke in Suid-Afrika nie. Ons is nie 'n gereformeerde kerk nie. Ons het nie 'n synodale stelsel wat alles propageer of 'n kollegialistiese kerkregeringsstelsel wat ons van bo af alles net vir die gepeupel wil deurgee nie. Die kerk is die liggaam van Christus, plaaslik selfstandig en die volste reg om op te tree. En ons wil bloot net, sover ons kan, 'n hulpmiddel, 'n instrument wees in die hande van die kerke. En ek dink dit is presies wat Fritz na verwys, byvoorbeeld in noodtoestande. As daar 'n probleem iewers het, en ek kom dit baie keer agter as mens met gemeentelede praat, wat nie besef eintlik hoeveel gereformeerde kerke is daar nie. Nou die dag met 'n lidmaat gehad wat werk gehad het op 'n plek, nou kan ek nie eers onthou waar nie, en hulle moes in Raas verblyf gereël het, en want is oornag is 'n krisis, as iemand ry nou hulle wat in die konstruksiebedryf is. En ek sê toe maar, laat ek die plaaslike predikant gebel, dan hoor ons of niemand vir jou gastehuis het. En sê, hy het nooit eers daaraan gedink nie. En in daardie opsig is mens as 'n plaaslike diakonie partykeer so vasgevang in jou babbel in jou omgewing, en ek dink dit is waar ons as die SDDS die doel het om te skakel. Dis hoekom hoeveel e-pos het jy gekry in die laaste uur al, André? Julle moet e-posse stuur. Nee, ek dink net in daardie opsig is dit wat ons probeer wees, en wat die synode se opdrag aan ons is, ons moet kommunikasie bevorder in die kerkverband. En dit is nie noodwendig, ons gaan nie op 'n bemarkingsveld tog en almal spam met e-posse elke week nie, want as daar nie inligting is om te deel nie, wil ons nie iets deel nie. Maar as daar enigiemand is wat op soek is na strukture, laat weet ons, dat ons help soek. As ons nie 'n oplossing het nie, dan vind ons een. Maar vanuit daai vertrekpunt is dit waartoe ons maar moet beweeg, is om soveel as moontlik kommunikasie te kan verbeter, inligting te kan deel, maar mekaar se hande te kan sterk maak om 'n gemeenskaplike doel ook te kan uitleef. Ja, en ek dink dit sluit aan by, hier is nou van besoekende diakonie hier wat nou dalk nie sal weet, dat ons het hier in Pretoria wat ons noem die gespreksforum, waar ons so kwartaalliks probeer by mekaar kom as diakonie, wat ons 'n bietjie hier in die Wêreld Pretoria gesels oor die uitdagings wat ons het, waar die nood is, waar kan ons help. En ek dink, Dionys, ek reg onthou het ons praat op 'n stadium oor, moet 'n mens hierdie kongres ook, jy weet, meer provinsiaal streeks probeer, want die gedagte is, en ek dink dis die behoefte wat ek hoor, hoe vat ons hande, hoe werk ons, jy weet, kom ons uit ons silo's uit om mekaar ook se hande te neem en te steun. En daar is vir my die rol wat die DDS speel en André hulle speel so belangrik, maar dat ons dan ook as plaaslike diakonie verstaan, hoe doen ons dit? Wat stuur ons? Jy weet, waaroor kommunikeer ons met julle? Wat sou nou vir, ek wil by julle albei hoor, wat dink jy nou 'n goeie voorbeeld van iets wat nou, miskien het julle dit al genoem, want noem dit maar net weer vir my, wat kan soontoe kom en wat dink jy moet nie kom? So, want ek hoor, Anton, ek hoor, jy is amper so of, jy is so of jy ywerig is dat ons nou gaan dink, julle wil die werk doen, en ek dink nie, Ek wil nie. Nee, ja, dis nie wat ons, ek dink ons is meer van help. Jy weet, nee, kom, laat ons saamwerk. Maar binne die grense, binne duidelike riglyne van who's who in the zoo, as ek nou weer 'n mooi Afrikaans kan sê. So, kom ek sluit gou aan, is iets wat ek nou dalk nie, die laaste opdrag wat ons het van die synode af, is om met ander instansies en organisasies te skakel. En dit kom uit artikel 26 van die kerkorde uit, dis hoekom dit een van ons opdragte is. So, ek dink, ons moet pas op om net eensydig te lees, dat ons moet geld skenk vir ander instansies. Ek dink die teenoorgestelde, ons voorsaat het dit andersom gedoen. Daar was 'n behoefte aan die versorging van kinders en die versorging van ou mense, en hulle het kinderhuise en ouetehuise opgerig. En ander instansies gekry, soos wat dit vandag nog is, al sukkel ons met die staat, om by te dra dat ons hierdie goed dat dit kan funksioneer. Nee, so ons moet versigtig wees om agteroor te gaan sit en sê, ons wil niks doen nie,
Ons kyk net of ons hier en daar kan help om ons gewetes te sis. So dis een ding, as daar 'n bepaalde behoefte in Pretoria is, ten opsigte van die versorging van ou mense, dat 'n mens, al is dit dan net vir die regte advies, kom aanklop, nee, al het ons dan nie die spesifieke kundigheid by ons, kan ons help om die regte kundigheid te gaan soek, en kyk maar, hoe kan ons as kerke hierdie bepaalde nood aanspreek? Nee, so dis die een ding, miskien, as die ouer huise weggegee, dalk bou ons later weer. Of, so dis die een manier, hier's 'n bepaalde nood in ons omgewing, hier is 'n leemte, ons moet dit op een of ander manier probeer vul, kom ons gaan ondersoek dit. Dan dink ek is dit 'n goeie plek om aan te klop, dalk is daar iewers in die kerkverband op 'n ander plek alreeds so iets en 'n mens kan daarby leer. Die ander is, so as daar 'n bepaalde nood is, klop by ons aan, die eerste advies gaan wees, praat met die gemeentes rondom jou, in jou klasses. En as jy sukkel om by die regte ouens uit te kom, dan kan ons jou help om by die regte mense daar uit te kom. En as die nood te groot is en dit daar nie gehelp kan word nie, dan kontak jy weer met ons en ons sorg dat ons dit in die kerkverband uitstuur, dat ons van weier af daai bepaalde nood aanspreek. Of as jy met 'n 30 miljoen rand in jou bankrekening sit en as diakonie en voel maar ons is nie goeie rentmeesters van hierdie nie, dan bel hulle vir Anton. Ek sal my persoonlike bankdetails stuur. Nee, ek dink Fritsie maak nou melding, dis juist, ons is in ons kinderskoene in baie opsigte, maar ons wil regtig as 'n maatskappy woeker met dit wat die Here ook vir ons gegee het. Ek dink dit is 'n opmerking wat ek baie keer maak en mense verkwalik my soms daarvoor, so verskoon my, dis nie bedoel om nie aanstoot te gee nie, maar ons is vreeslik gereformeerd in ons denke, maar wanneer dit by finansies kom, dan hou ons op gereformeerd wees. Dan sê ons nee, die kerk praat nie oor geld nie. Die kerk, geld is nie deel van ons onderwerp nie. Die Here het ons liggaam en siel gemaak. Daar's 'n vleeslike komponent. Die Here gee gawes en wat ons daarmee doen maak saak. Ons kan nie volstruis wees en ons kop in die grond indruk en net sê, dis 'n taboe onderwerp en daarom gaan ons maar net stupid wees nie. Ons is rentmeesters van dit wat die Here vir ons gegee het, ook wat die materiële betref. En dis hoekom ons weer eens as 'n maatskappy deurlopend op soek is na maniere, Fritz meld nou van dalk bou ons nog weer ouete huise. Dis 'n droom en 'n ideaal wat ons het. Ons wil 'n tweede Glensig iewers langs die pad oprig. En nou, dis nog 'n baie klein saadjie op die stadium, maar ons is besig om elke dag besluite te neem om nader aan daardie punt te kom. Ons gaan die bestaande Glensig wat ons het, bou ons nou 10 eenhede ekstra aan. Eersdaags, ons is ver gevorder met die prosesse om verder te ontwikkel en dan gaan hy sy volle kapasiteit bereik het op daai stuk aarde. En ons het as direksie en oorleg met die deputate daar gepraat dat ons wil 'n volgende stuk grond gaan identifiseer, weer ontwikkel, waar ons nou 'n potensiële inkomste van Glensig het van min of meer 2 miljoen rand 'n jaar, wil ons 'n tweede een bou. Ons wil 4 miljoen rand 'n jaar vir die kinderhuise kan gee. Net om julle 'n ander ding te gee. Ons kinderhuise kos ons 18 miljoen rand 'n jaar om hulle deure oop te hou. Die staat gee vir ons geld om dit te help oophou, so min of meer 30% daarvan. En uit ons gemeentes kry ons nog so verder as 7-8%. So die realiteit is, daar's nog baie geld om toe te sien dat daardie kinderhuise hulle deure oophou, dat daar 120 kinders het wat vanaand kos het om te kan eet en 'n dak het om onder te kan slaap. En ons besef, ons het nog baie werk om te doen, maar ons doen dit alles in afhanklikheid. Ons maak ons plannetjies, maar ons vertrou dat die Here ook dit wat ons doen mag seën, maar daarvoor moet ons rentmeesters wees. Ons het verantwoordelikheid om ook te vat. Ons kan nie net sê, ag, dit gaan oukei wees, en nie ons opgelegde verantwoordelikheid nakom nie. Ja, ek is bly jy noem bietjie die getalle en die syfers, dat mense gevoel kan kry van waarvan praat ons hier, jy weet, die omvang van dit en die behoefte van die kinderhuise se kant af, wat dit kos om dit aan die gang te hou. Maar jy het 'n ander punt ook nou genoem van, jy weet, die korporatiewe bestuur, wat 'n vreemde verskynsel is en wat vir my nog altyd, korporatiewe bestuur is etiese leierskap. En wat ek baie keer al gevind het in veral die kerkverband is, sodra ek vra, het jy wie die magte hier is, daar is skriftelike delegasie van magte,
dan gaan die oë so oop, bevraagteken jy my etiese, jy weet, dat ek nou 'n dief is. Maar nee, dis deel van die rentmeterskap. So wanneer ons met projekte kom ook, en geld, dat daai om daai rentmeester te wees beteken ook dat jy volledige en voldoende reëls en jy weet dinge opstel sodat die goed op 'n ordentlike effektiewe manier bestuur kan word, die geld ensovoorts. En ek mens ophou om ou koeie uit die sloot uit te grawe, maar ek weet hier is ook van die mense wat dalk hier sit wat ook weet, daar was ook 'n tyd in die geskiedenis wat dinge nie so goed gegaan het met hierdie organisasie nie. So vertel ons so 'n bietjie, wat het ons nou gedoen om die risiko te beperk dat so iets weer kan gebeur? Ek dink die beste manier om dit te antwoord is, julle het nou gehoor, ek sê dit 21 dae in Fritz 2018. 2018 was die probleme. Ja, daar is natuurlik, daar is moeilikheid gewees. Daar is dinge wat nie above board was nie. En daai delegasie van magte, die strukture was nie reg nie. En ek dink dit is nee, ek wil nou regtig nie vir Fritz onder die bus gooi nie, want ek wat nou eintlik by die draai van hierdie organisasie uit aangesluit het, kan regtig terugkyk en mens gaan lees die notules en jy kan sien wat dit was en wat dit nou is en waartoe ons nog op pad is. Ons maak nou weer 'n klomp aanbevelings aan die sinode vir 2026 om goed te keer in terme van herstrukturering. Annemarie, vir jou kan ons ook dankie sê. Annemarie het baie van haar tyd gewy om ons te kom help en ons het nog nie 'n rekening gekry nie. Ek hoop nie ons gaan nie. Ek dink ons kan hom bekostig nie. Maar ons kry kundigheid. So ek het nou verwys na ons het 'n GR op ons direksie, ons het prokureurs op ons direksie. So ons probeer regtig toe te sien dat dit nie 'n klomp dominees is wat besigheidsbesluite moet maak nie, want ons moet ook ons eie tekortkominge raak sien en ons het gemeentes waarby ons moet uitkom. En vanuit daai vertrekpunt is dit die eerste ding wat ons gedoen het. Ons het kundigheid gekry om ons strukture ook vir ons te herbelyn. En ek meen ons is baie naby aan 'n plek waar ons nie om te sê ons is volmaak nie, maar enigiemand wat na ons beleide gaan kyk en sien hoe lyk dit vandag onderhewig aan goedkeuring in 2026 en hoe dit gelyk het 10 jaar terug, gaan twee verskillende maatskappye sien en ook net hoe dit saamgestel is. Juis ook daar die delegasie van magte waar jy vir die direkteure 'n mandaat gee en sê gaan doen hierdie, maar die deputate het nog steeds altyd daai wakende oog. Hulle die finale sê op die einde van die dag. So die kerk is nog steeds die eienaar, maar in terme van op die day-to-day operations is dit 'n maatskappy wat onder toesig van die kerk bly leef en ons het baie die balans tussen om oorvleeling te hê, maar ook nie presies dieselfde wees nie. Ons stoei nog daarmee, maar ek dink ons elke jaar wat verbygaan, kom ons nader en nader aan daardie plek om toe te sien dat ons leer uit ons foute uit. Erken jy het 'n fout gemaak. Sonder besef en bekering. Dis een ding om te besef jy het 'n fout gemaak, maar bekering is 'n verandering in gedrag. En ek bedoel, dis die teologiese beskrywing van dit wat ons ook in 'n maatskappy doen. Ons besef daar's foute, ons maak hulle reg en ons probeer verhoed dat dit hulle self weer sal herhaal. Ja. Ek wil nog net, ek gaan dalk 'n bietjie herhaal wat Anton gesê het, maar dit is vir my baie belangrik om hier te sê. Natuurlik het daar 'n klomp goed by STDS skeef geloop. En ek sê dit nie om enigiemand te verontskuldig nie. En as ons met mekaar eerlik is, in enige besigheid en enige instansie kom daar tye wat goed nie werk soos wat dit moet nie, om verskeie redes. Een van die groot goed wat ek dink bygedra het is die sinode het eintlik, die strukture wat daar was, het dit eintlik onmoontlik gemaak. Want ouens, die ouens wat aangewys is die gewillige ouens, en is hulle kundigheid en nie noodwendig daar nie, maar van hulle is verwag om hierdie maatskappy te bestuur en te beheer. En vandat ons die regte kundigheid, en hierin sien ek die Here se hand so duidelik raak, ek self kan eerstehands daarvan getuig, hoe die Here die regte mense op die regte tyd oor ons pad gestuur het, om ons te help om in 'n baie kort tydjie hierdie skip om te draai. Nou, om dit net in die kerk gebeur dinge nie vinnig nie. Julle sal dit beamoen. Ons kon in 'n termyn tussen twee sinodes
die nodige plekke en goed in plek kry, dat ons in daai kort tydjie die skip kon omdraai. Ek het baie vir my vrou gesê, ek hoop in my leeftyd sal dit gebeur, en toe gebeur dit in 'n termyn. En dis nie aan 'n mens te danke nie, dis die Here wat op die regte tyd die regte mense oor ons pad gebring het. En dit kan die res van julle ook baie gerus maak, en dis eintlik die bedoeling van hierdie spesifieke punt, dat op die stadium met ons die regte kundigheid, op die regte plekke, om te sorg dat die DDS nog verlang hulle opdrag wat hulle van die synode afkry kan uitvoer, en meer nog, dat die SDDS-maatskappy veerkragtig kan wees, in 'n omgewing wat net so verander. As hierdie goed 30, 40 jaar terug gebeur het, sou soveel meer veerkragtig kon wees, nee, maar, en dis wat Anton nou sê, hier's klomp planne en goed om in plek te kry, maar alleen gaan dit ons soveel langer vat. So as daar diakonie is, wat met gawes, of met middele, na die tafel toe kan kom en sê, is 'n bepaalde behoefte, hoe kan ons help, hoe kan julle ons help, hoe kan ons mekaar help, dan kan dit tot soveel groot seën wees, en dis eintlik dat daar die vertroue is, en die vrymoedigheid is, om oor die goed met mekaar te kan praat. Ja, ek wil ook net daar aansluit, die uitnodiging wat Fritz stel, en ek dink dis die ding wat ons deurlopend vir mekaar sê, as 'n instansie wat ons is kerklik georiënteerd nou, moet mens rekening hou met die komponent van tyd, waaraan ons nie beperk is nie. Ons is nie besig om 'n besigheid op te bou, of 'n familiebesigheid daar te wil stel nie. Familiebesighede kan ook deur eeue staan, maar in terme van die kerk is dit totaal anders. Enigiemand, ek bedoel, Dion kom nou uit 'n rek agtergrond uit, as jy iemand help met finansiële beplanning, en dan verduidelik jy vir hulle wat die effek van saamgestelde rente oor 40 jaar is, en is indrukwekkend om daai sommetjie te sien, maar jy het al gesien wat gebeur met saamgestelde rente oor 200 jaar, wat geen individu in staat is om te doen nie, maar ons as die kerk van die Here kan iets verbondsmatig daar stel, om te sê, ons doen dinge, en ons gaan nie noodwendig sien wat daarmee gebeur nie, maar as ons die regte besluite neem, wat kan die effek daarvan wees vir 10 geslagte van nou af? En dis regtig waartoe ons wil beweeg. Ons probeer dinge so in plek kry, om te sê, ons wil nie net plannetjies maak, om te kyk dat ons termyn kan uitdien, en die synode ons nie fire nie. Maar ons wil regtig strukture in plek kry, om te sê, ons besig om te bou aan iets, wat ons weet, ons nie gaan klaarmaak nie. Maar ons weet, ons los dit ook, en ek bedoel, in daardie opsig, doen ons dit absoluut, mense moet dit deurlopend in afhanklikheid doen. Dawid wou baie graag die tempel gebou het en klaar gebou het, en die Here sê vir hom, dis nie vir jou geoorloof nie, dis Salomo wat dit sal doen, en ons hou daarmee ook rekening, ons het geen illusie, wat Fritz sê, dalk as hy in sy leeftyd die dinge wat die SDDS kon uitgesorteer kry, ons werk nie met 'n plan en sê, hier's waar ons wil eindig nie, ons wil prinsipieel met beginsels werk, en ons wil daai beginsels in plek stel, en daarna tree ons terug, en ons sê, mag die Here maak daarmee wat hy wil. Dis sy kerk, dis sy bates, Psalm 24. Die aarde en die volheid daarvan, dit behoort aan God. En dit is ons vertrekpunt as die SDDS maatskappy, om te sê, ons gaan bloot net woeker, maar ons het geen uitkomste wat ons wil bereik. Nee, ek kan ons moet einde kry. Ek sien daar word vir my geloer, maar dis eintlik so interessant, en ek glo as dit vir my interessant was, hoop ek vir julle hier ook om bietjie na te luister wat miskien ook nie so bekend was met die DDS en die SDDS en hoe dat dit skakel met mekaar nie. Maar ook ek dink vir ons as diakonie, vandag ook maar net weer dink, miskien, jy weet, daar's maar altyd in die lewe as mense sukkel mos maar om die middeweg te, jy moet of die kant toe afvoeter of die kant toe afvoeter, en nou so gefokus op die selfstandigheid, dat ek dink ons het so in silo's begin, jy weet, en waar ons ook baie geleenthede om na mekaar toe uit te reik, en mekaar hande te neem, misgekyk het, of jy weet, nie nagevolg het nie. So, hopelik uit vandag, die eenheid is een van die dinge, wat julle ook van gaan wegneem, saam met julle, maar namens myself, en die regeringskomitee en almal hier, dankie vir julle tyd, dankie vir julle eerlikheid, openhartigheid, en ook seënwense vir die werk wat julle doen. Baie dankie.
Baie dankie julle vir 'n baie insiggewende gesprek. Joe, ek wil vir jou ook baie dankie sê. Met 6 predikante wat gepraat het vandag, is ons nog steeds voor op die program. So, dankie vir jou tydsbeheer. Ons gaan nou weer opbreek in groepe. Kom ons maak dit so vir 15 minute, en dan kom ons weer so 25 voor in die kerk, en dan is daar genoeg tyd vir 'n goeie vraag en antwoord sessie. Ons gaan weer na dieselfde plekke toe waar ons was.